Goeienaand, broers en susters. Het is 'n voorreg om ook vanaand saam hier te kan wees en saam in die woord te kan oopmaak, saam te kan bid. Jy is op hierdie opstandingsdag van ons Here Jesus Christus, waar ons as Christene weer opnuut kan feesvier en kan juig oor die opstanding, die oorwinning wat behaal is en waarin ons kan deel kry. En mag die Here ons lei ook in hierdie erediens om waarlik sy stem te kan hoor. Ons begin saam deur te verklaar dat ons vanaand hier by mekaar is in die naam van die Here. Hy wat die hemel en die aarde gemaak het, en hy wat getrou bly van alle ewigheid af tot in ewigheid, ook in ons elkeen se lewens. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir die elkeen in die eie omstandighede. Dit kom van God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Daar gaan 'n voorlesing wees nou en direk daarna bely ons geloof met die sing van skrifbereiming 12-2 en dan bly ons staan vir die tweede voorlesing en direk daarna sing ons skrifbereiming 5-3. Voorlesing, dan staan ons, sing nog 'n voorlesing staande en dan weer 'n lied staande. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reg gemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met eens staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het: Die Seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan." Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al die dinge vir die 11 en al die ander vertel. Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood.
hierdie sitplekke inneem. Kom ons bid saam. Onze Vader wat in die hemel is, dankie dat ons kan juig en jubel, U kan loof en prys, opgewonde kan wees, die lewe met 'n passie tegemoet kan hardloop, juis omdat ons weet, U Seun Jesus Christus het nie net vir ons kom sterf nie, maar hy lewe, hy het opgestaan. Die dood is oorwin, die mag van die sonde is verbreek. Dankie Here dat ons in daardie oorwinning kan en mag lewe. Dankie Here dat ons hierdie week kan ingaan, maar meer as dit ook die res van ons lewe ingaan. En die wete dat U het gekom, nie net om vir ons te sterf nie, maar om vir ons te oorwin. Dat ons nie maar net gered word om te oorleef nie, maar inderdaad om 'n oorwinningslewe te kan lewe. Dankie Here dat ons na U toe mag opkyk, as ons Vader, as ons Verlosser, as ons Leidsman, en hierdie waarheid, hierdie evangelie mag toeëien vir onsself. Dankie Here dat ons saam kan wees rondom U woord, waarin U aan ons openbaar wie U is, en wat die betekenis is van die opstanding. En Here, ons wil vra dat U deur die Gees, die woord oopbreek, ook ons harte oopbreek, dat ons hoor en ons wil hê dat U ook sal insny in ons lewe, sal wegsny wat verkeerd is, maar ook sal opbou, dit wat U wil opbou, ook vanaand. Spreek Here, want ons U kinders luister. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan saam lees in die woord van die Here, net so 3 verse uit 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 gaan ons saam lees, in aansluiting by dit ook wat reeds gelees is. Ons kyk of die ding reg kom. Dat lyk my nie so. Is gelukkig daarom vanaand nie so 'n groot probleem of issue nie, dis net eintlik die 4 hoofpunte wat ek wys, so dis nie so crucial vir die preek vanaand nie. Kom ons laat daarby, dis dan nie 'n groot ding nie. Ons lees saam met 1 Petrus 1. Lyk my wel nie vandag. Nee, maar dit maak daarom nie saak nie, soos ek sê, dis nie die 4 hoofpunte wat ek gaan behandel, net vir herinnering, maar dit is dan nie doodsaak nie. 1 Petrus 1, ons lees vanaf vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy aan ons die nuwe lewe geskenk, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis, wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid, wat reeds gereed is, om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Sover. Ons dien 'n lewende God. In teenstelling baie keer met ander gode is ons profeet is nie dood nie. Mohammed is dood, Joseph Smith is dood, al die ander manne. Maar Jesus Christus is nie maar 'n profeet nie, hy is God self en hy lewe. Ons dien drie enige God, lewend, wat 'n lewende God wat nie net iewers daar lewe nie, maar hier by ons lewe, vir ons die lewe gee en in ons lewens nou en hier 'n verskil maak. In hom, in God drie enig, is daar verlossing. Is daar verlossingskrag, oorwinningskrag deur die opstanding van Jesus Christus. In hom is daar 'n verwagting ook van dit wat nog kom in die lewe hierna. En dis hoekom ons op hierdie dag fees vier. So op hierdie dag het ons met 'n jubel ook dink aan die opstanding van Jesus Christus,
Want dit gaan nie maar bloot oor 'n historiese gebeurtenis iewers 2000 jaar terug nie. Dit gaan oor die betekenis daarvan en dit gaan oor die geestelike betekenis daarvan, wat ons nie bloot met fisiese oë kan raak sien as ons terugkyk na die geskiedenis nie. En daarom vanaand uit hierdie gedeeltes, en ons gaan ook 'n paar ander gedeeltes aanhaal, 4 kort gedagtes oor die opstanding van Jesus Christus. In die eerste plek, die opstanding is 'n kerndeel van die evangelie. En dan sal ons sê, ja, dit is so al voor die hand liggend as mens so iets sê, maar miskien is dit nodig dat ons wel hierby stil staan, want ek dink daar's 'n tydgees waar binne ons leef, waar baie van die dinge eintlik maar afgemaak word, en daar word histories daarna gekyk en gesê, ag, dit gaan tog nou nie regtig 'n verskil maak in ons geloof nie. Ons leef in 'n tyd waar daar so 'n tendens is van, ja, moet nou nie oor al die dingetjies so kibbel nie, bly net by Christus, en Christus is liefde, en liefde akkommodeer eintlik mos maar alles, en moet nou nie te veel veroordeel of te veel streng wees oor dinge. En tog as ons gaan kyk na die skrif en die openbaring van wat God gee in die skrif, en wat God sê oor die opstanding, dan kry ons 'n ander prentjie, en dis tog waar ons as gelowiges ons waarheid soek, en die betekenis soek, is in die skrif, en ja, ek het aan die ander kant ook daaroor gepreek, Reinhold, verstaan ek het ook hieroor gepreek, oor die gesag van die skrif, en die persoon van Christus, die waarheid daarvan. En dis inderdaad waar ons gaan soek vir 'n bo-historiese betekenis van, ja, baie dinge, maar ook die opstanding van Jesus Christus. 'n bo-historiese betekenis wat ons inderdaad kry in die woord van God. En die woord van God sê, 1 Korintiërs 5, as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Radikale verse. Vers 17, as Christus nie opgewek is, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Die opstanding van Christus uit die dood is wesenlik deel van die goeie nuus van die evangelie, deel van ons verlossing, deel van ons verwagting dat ons inderdaad ook gaan opstaan in 'n nuwe lewe. Sonder die opstanding van Christus is dit nie waar nie. Ja, die dood het in die wêreld gekom as gevolg van die sondeval en die sonde. Christus betaal vir die sonde, verlos ons daarvan, maar meer as dit, hy oorwin die sonde en die dood. Ook die gevolge van die sonde, die fisiese dood, oorwin hy. Die dood, die fisiese dood, is nie vir ons meer 'n dood nie, maar 'n deurgaan na die ewige lewe. Paulus, in Romeine 1, sê hy van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete in die heilige skrif aangekondig, en dit handel oor sy seun. As mens is hy uit die geslag van Dawid gebore. Op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God wat met mag bekleed is, Jesus Christus, ons Here. God openbaar in ons verlossing, oorwinning, nuwe lewe, juis deur ook die opstanding van Jesus Christus. En daarom is dit, so half wat ek net gesê het, 'n voorveronderstelling dat ons die woord sal hê as die openbaring van God. As ons bloot na die historiese gebeurtenis kyk, sal ons nie hierdie bo-historiese, bo-natuurlike betekenis van die opstanding van Jesus Christus verstaan nie. Daar is 'n, noem dit 'n geestelike dimensie of 'n geestelike ekonomie, wat beteken God het bepaal dat alhoewel die mens in sonde geval het, is daar 'n manier hoe hy aan sy geregtigheid kan voldoen en vir die sondes van die mens betaal. Dis nie maar net iets, daar's iets wat die Here, wat God die Vader sê, maar dis hoe ek aan die geregtigheid en aan die genade kan voldoen. En dit kom deur alleen maar Jesus Christus, wat ware God is, mens word, vir ons sondes betaal en die dood en die mag van die Satan oorwin
deur die opstanding. Daarsonder is ons evangelie en ons geloof inderdaad kragteloos en inhoudloos. Die opstanding is 'n kerndeel van die evangelie. In teenstelling met wat dit van soveel stemme wat vandag in ons tyd opgaan van, dis maar net nie waar nie. 'n tweede gedagte, die opstanding gee vir ons sekerheid van ons redding. Ons weet ons word gered deur genade, deur God se liefde wat ons in die geloof omhels. Christus bring die offer as betaling vir ons sondes. Maar in hierdie offer, wat ons nou net gesê het, is die opstanding wesentlik deel daarvan. Daar staan in Romeine 4 vers 25, hy is vanweë ons oortredinge oorgelewe en hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. Ons dink partykeer net, hy het gesterf sodat ons vrygespreek kan word. En tog is die openbaring, hy is opgewek ook sodat ons vrygespreek kan word. Sonder die opstanding is daar nie vryspraak. Die gedeelte wat ons gelees het vanaand, aan God die Vader van ons Here Jesus kom al die lof toe in sy groot ontferming, het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En nou, so staan dit daar, het ons die lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in bewaring gehou word. Ja, deur sy oorwinning oor die mag van die dood en die Satan, deur sy opstanding, deur dit kan ons 'n sekerheid hê van die verlossing, die sekerheid, die verlossing, die redding is vir ons 'n waarheid. Hy het dit bekragtig deur die oorwinning oor die dood en oor die sonde. Met ander woorde, wanneer ons Paasfees vier, dan, soos ek net al gesê het, is dit nie maar om ons te herinner aan 2000 jaar terug nie, maar is om daar die sekerheid te hê, omdat Christus opgestaan het, kan ek die sekerheid hê, dat Christus bring vandag nog lewe waar daar dood is. Kan ek die sekerheid hê, hy bring vandag nog nou verlossing waar daar gevangenskap en sonde is. Hy bring nou vandag nog hoop waar daar wanhoop is, oorwinning waar daar mislukking is. En dan praat ons nie maar van teoretiese konsep nie, ons praat van, daar waar ons werk, in 'n gesinssituasie waarin ek is, of dalk in 'n verhouding, of dalk in ons landsituasie. Die feit dat Christus opgestaan en oorwinning behaal het, die mag van die bose is verbreek, en daardie mag word in ons, werk ook in ons, wat ons net toe sal sien. Dit beteken, daar's hoop en sekerheid en verlossing en heelmaking, nou, hier, vandag. Vir ons, deur God se krag, maar ook deur ons, wat hierdie oorwinning verkondig. 'n Sekerheid van ons redding. 'n derde gedagte. Paasfees herinner ons aan die opstandingskrag wat ons ontvang en in ons werk. As ek nou 'n voorbeeld kan gebruik, as ons een aand hier by die kerk kom, en dis nie load shedding nie, ek het nou hierdie voorbeeld moet ons 'n bietjie aanpas na Januarie 2015, ek moet vooraf sê, daar's nie load shedding nie. Maar dan kom ons hier by die kerk, en dan sien ons hier is inderdaad in elk geval net 'n paar verdwaalde kersies wat brand, en 'n klein ouetjie wat 'n dinamootjie draai, en almal is besig om al te sukkel, 'n flou liggie wat daar brand, en almal sukkel om te lees, en die klank wil nie werk nie, en dis net een dowwe deur mekaar gesukkel. Tot iemand vra maar, hoekom sit ons nie die krag aan nie? Hoekom sit ons nie die hoofskakelaar aan en die ligte aan nie? Dis beskikbaar. Dis baie keer hoe ons as Christene leef. Ons probeer hierdie dinamootjie van ons eie ek en ons eie vermoëns, en ons kyk na die omstandighede en ons probeer planne beraam, en ons is so paniekerig oor alles wat gebeur. Maar Efesiërs 1 sê vir ons, waar Paulus bid vir die Efesiërs, en sê hy dat hulle sal weet hoe geweldig groot die krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Nie oral nie, in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Dis die krag, die opstandingskrag van Jesus Christus
werk ook in ons. En daarom, dit wat ons ook net nou gelees het, Filippense 3, die toeëiening, waar Paulus sê, al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind. Deel hy aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal in die opstanding uit die dood. Al wat ek wens, om Christus te ken, en die krag van sy opstanding te ondervind. Inderdaad, het Christus ons kom red, nie sodat ons kan oorleef nie. Hy het ons nie kom red om te sê, dood in die sonde, maar nou kan jy darm net weer lewe. Hy het ons nie gered om te oorleef nie, hy het ons gered om te oorwin, deur die oorwinning wat hy behaal het, deur die krag van die opstanding, wat ook deur ons werk. Wanneer ons Paasfees vier vandag, dan sê ons dien ons God, wat kragtig en magtig is, en wat kragtig en magtig in en deur ons werk, ook vandag. En daarom wil ons uitroep, 1 Korintiërs 1, die boodskap van die kruis is wel ons en vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Ja, die probleem is baie keer nie dat ons nie die krag het nie, dat ons nie besef dat ons die krag het. Dat ons baie keer so vaskyk in onsself, in ons eie vermoëns, en in ons omstandighede, en die probleme, en die oorweldigende dinge in ons land, en in die wêreld. En dat ons eintlik miskyk, hierdie vers wat sê, die opstandingskrag van Jesus Christus, werk in ons. Ons is oorwinnaars. Ons is nie maar oorlewendes nie. Ons het nie maar oorleef nie. Ons is oorwinnaars. En dis waaruit ons moet lewe. Te midde van 'n stikkende, gebroke, liefdelose wêreld. Ons, dit wat hier gestaan het, in ons wat glo. Dis nie daar in die wêreld nie. Dis nie by hulle wat die Here nie ken nie. In ons wat glo is hierdie opstandingskrag. En ons gaan in hierdie stikkende wêreld in met die krag, die opstandingskrag van Jesus Christus. Dis daarom dat ons 'n lewe kan leef. Hy sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, sê Kolossense 3, moet julle streef na die dinge wat daar bo is, aan die regterhand van God is, rig julle gedagtes op wat daar bo is, nie op die dinge van op die aarde nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Van Romeine 6, daar deur die doop is julle immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ook ons so 'n nuwe lewe kan lei. Ons nuwe lewe, wat ons het as Christene, is inderdaad 'n oorwinningslewe ten spyte van en te midde van. Ons kan bo ons omstandighede uitstyg. Ons kan 'n bo-historiese, bo-omstandigheidslewe lei. Ons kan liefde gee en liefde bedien, al word ons bestorm met haat en met nyd. Ons kan anders reageer as wat die omstandighede dikteer. Want dieselfde krag wat in Jesus Christus, waarmee Christus uit die dood opgewek is, werk ook in ons. En wanneer ons vandag stil staan by die opstanding, dan dink ons daaraan. Die dood is oorwin, die mag is verbreek, hy lewe, en hy lewe deur sy gees in ons, en sy krag leef in ons. En dan 'n laaste gedagte. Die opstanding gee vir ons 'n verwagting van ons opstanding in die volmaakte ewige lewe. 1 Korintiërs 5 weer, as ons dan verkondig dat Jesus Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is? Jesus Christus het opgestaan, hy lewe. Hy het gegaan om vir ons plek voor te berei, soos Johannes 14 sê. Ons sal opstaan en met 'n verheerlike liggaam ewig by hom wees.
En dis wat ons net nou deel van daai laaste deeltjie van Filippense, waar hy sê, al wat ek wens om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind, deel hy aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Wanneer ons Paasfees vier, wanneer ons, vandag weer saam met Petrus na die graf toe hardloop en by die graf aankom en sien, maar die graf is leeg, die klip is weggerol, dan moet ons ook weer opnuut die waarheid besef en aan vasgryp, die lewe gaan oor meer as net hier en nou. Omdat Christus opgestaan het, het ons 'n ewige lewe waarin ons gaan opstaan. Dis meer, ons lewe is meer as ons lewe hier op aarde. Is meer as die dinge wat in hierdie lewe gebeur. Wanneer ons so vasval in ons rotte resies, wanneer ons so vasgewurm word in alles wat ons moet doen, in die gejaag van hierdie wêreld, en dis wat alles op jou afstorm, en jy staas te veel goed, en te min tyd, en dan moet ons iewers net weer terugstaan en besef, maar ons lewe is nie hierdie lewe. Ons lewe is die ewige lewe. Ons lewe gaan aan na hierdie lewe. Dit gaan oor 'n ewige lewe. Ja, hierdie is net 'n deeltjie van ons lewe waar ons inderdaad 'n roeping het wat God vir ons gee. Maar dis 'n deeltjie wat God het vir ons gee, maar ons lewe is eintlik veel meer. En iewers moet ons dalk net so nou en dan weer, en veral juis nou vandag op Paasfees opstandingsdag, bietjie terugstaan en perspektief kry oor wat is regtig lewe. En die lewe is nie die dolle gejaag net van een ding na die volgende ding om een of ander staf of enige geld te verdien of een of ander posisie te bereik. Lewe gaan oor 'n ewige lewe waarin ek weet ek deel het, want Christus is opgestaan en ek sal ook opstaan in 'n nuwe lewe. Sluit af. Ons hardloop vanmôre saam met Petrus, vanaand hardloop ons saam met Petrus graf toe. Is leeg. Hy is nie daar. Hy het oorwin. Hy lewe, hy tree vir ons in. Hy het gegaan om vir ons plek voor te berei. Ons het ook vandag, nou hier, het ons die lewe wat hy vir ons berei het. Ons het die oorwinning wat hy vir ons behaal het. Laat ons leef vanuit die opstandingskrag van Jesus Christus. Laat ons leef met 'n oorwinning. Laat ons leef met 'n groter perspektief van waaroor die lewe regtig gaan. En bovenal, laat ons leef met 'n lofprysing, met 'n dankbaarheid, met 'n eer aan God wat vir ons al hierdie dinge gegee het. Amen. Kom ons bid saam. Ja, Here, hoe kan ons dankie sê vir die vernedering wat U ondergaan het om aarde toe te kom en vir ons te sterf en aan die kruis te betaal. Maar Here, soveel meer, dat U die oorwinning behaal het op grond van wie U is. En dat ons mag deel daarin. Here, dat ons, partykeer in 'n moedelose situasie, nie in moedeloosheid hoef te verval. Dat ons in 'n gebroke situasie, nie in gebrokenheid, maar in die stof hoef te gaan lê nie. Maar dat ons in U krag en in U naam kan opstaan. En ja, al is dit soms swaar, kan weet, maar ons het die oorwinning in U. Ons kan die lewe leef wat U vir ons gee om te leef. Dankie Here dat ons inderdaad hier kan uitgaan en hierdie wêreld kan ingaan, hierdie week kan ingaan met sy uitdagings, met sy keuses, met sy probleme en met sy liefdeloosheid en dat ons net so ver as wat ons kan oorloop van U liefde en van U krag en van U oorwinning wat U vir ons gee. Dankie Here dat ons, as ons hieruit gaan, dit ook nie alleen hoef te doen nie, maar saam met mekaar. As 'n gemeenskap van gelowiges wat gebind is aan mekaar, gebind is in liefde, gebind is in gebed wat ons mekaar kan opdra aan U.
wat ons mekaar kan help as ons struikel en val, ja, wat ons mekaar se hande kan sterk maak, om hierdie wedloop voluit en met volharding en met oorwinning te kan hardloop. Dankie Here, dat ons in U liefde mag rus vind, vrede vind en geborgenheid vind. Ons bid dit in die naam van ons opgestane Here, Jesus Christus. Amen. Ons het geleentheid vir die afdra van ons liefdegawe, waarmee ons ook die Here dien. Dis nie maar net 'n item op die liturgie nie. Wanneer ons geld gee, dan sê ons juis, ons bely hiermee dat alles wat ons het behoort aan die Here, en daarom gee ons ook dit as 'n belydenis, maar ook tot die uitbreiding en die uitdra van die evangelie en die versterking van hulle wat nie het nie. Ons het die liefdegawe, en daarna sing ons Psalm 33 en lied 219 as slotliedere.
al die seëninge wat ons in hierdie naweek ook al ontvang het. Ontvang gelowig die seën wat van die Here afkom, wat hy deur 'n diensknegt gee. Die Here seën u en beskerm u. Die Here verskyn tot u redding en hy is u genadig. Die Here verhoor u gebede en hy gee aan u elkeen sy vrede.